Walter Jackson, naas Botha, baie dankie dat julle op die call gekom het. En wat 'n week en 'n half van rugby. Ons het 'n fantastiese game gehad verlede naweek. Ons het 'n fantastiese game die naweek voor dit gehad. Ons wil nie verder as dit terugdink nie, want mens moet nie so in die verlede leef nie. En dan natuurlik het ons nog fantastiese rugby wat hierdie naweek kom. Walter, ek gee dit oor aan jou. Wel, ek dink hierdie is 'n fantastiese week wat kom, want dit is gemaak vir ons wat in die buiteland woon. Vir die expats is daar so af en toe 'n krummeltjie wat ons kant toe kom. So ons sê baie dankie aan Argentinië dat hulle Twickenham gekies het, of Allianz Stadion nou, gekies het vir hierdie wedstryd. Ek weet hulle doen dit van finansiële redes, maar dit maak dit amper 'n tuiswedstryd vir die Springbokke. Naas, wat dink jy van Twickenham as 'n stadion en veral vir ons expats wat baie maklik daar kan gaan kyk? Wat verwag jy hierdie naweek vir 'n Springbok fan? Ja, eerstens, ek dink Twickenham, soos wat ons almal weet, is een van die ikoniese stadions rugby gewys in die wêreld. Ek dink dis altyd 'n plesier. Ek was bevoorreg geweest om 1 keer daar te speel. 2 keer, ekskuus my tog, 2 keer. So die interessantheid is, ek neem aan Argentinië het rukkie terug al besef, wen gaan hulle nie hierdie kompetisie wen nie. En om Twickenham te gekies het as die plek om teen die Springbokke te speel, dink ek is 'n absoluut voordeel vir Suid-Afrika. Veral omdat dit 'n neutrale venue is. En ek dink dis wat vir my nogal lekker is. Ek het al baie keer gedink, weet as jy nou byvoorbeeld vat Nieu-Seeland met Eden Park, jy vat Suid-Afrika en Ellis Park, dan vat jy nou Engeland, Twickenham, Skotland, Murrayfield. So kan elke land eintlik maar 'n stadion hê wat hy graag wil speel. Maar ek dink Suid-Afrikaners, veral die Springbokke, sien net so daarna uit om op Twickenham te speel. En ek moet sê, ek lees nie te veel in verlede week se resultaat nie, want ek dink ons al drie sal oor een ding saamstem. Sport bly onvoorspelbaar. Die weer kan 'n baie groter rol speel hierdie naweek. Hoekom? Omdat in die suidelike halfrond 99% van die tyd hierdie tyd van die jaar is dit redelik droog, so die aanvallende tipe van spel het ons, of die veld het ons baie goed te pas gekom. Wat Twickenham, dit kan ewe skielik absoluut reën die naweek. En nou ja, dan het jy jou beplanning gedoen vir die hele naweek se wedstryd, en dan moet van daai planne maar van die tafel af verdwyn, en jy moet aanpas by weeromstandighede. So daar's baie goed wat 'n ou lekker kan oor sit en praat. Maar die vraag was, is Twickenham 'n lekker plek vir Suid-Afrika? Ek dink dis 'n ongelooflike plek vir Suid-Afrika. Ja, ons het al een keer 53-3 daar verloor, maar nou ja, daar het ons gesien wat 'n rooi kaart aan 'n wedstryd kan doen, wat gelukkig nie meer dieselfde invloed het nie. En dan natuurlik sit ons met 'n Springbokspan wat seker regtig nou die beste in die wêreld is. Ons het 'n nuwe poster child vir Springbokspan. Wat uit die blou uit. Hy was altyd 'n goeie speler, maar Walter, wat het jy om te sê? Mngomezulu. Nee, ek wat kan my sê van Sasha, en ek is nie 'n wêreldklas loskakel nie. So daai is definitief iets wat ons wil jou opinie oor naas. Ek dink net hy was nog altyd 'n goeie speler. Ek dink binne hierdie ondersteuningsgroep wat die Bokke nou het met Rassie wat 'n kultuur geskep het waar al die spelers voel hulle maak 'n bydrae. Daar's nie net 'n eerste span en dan reserves soos wat ons in die ou dae gehad het. Jy sit op die bank en jy kan 'n hele seisoen op die bank sit tot iemand seer kry. Rassie het baie meer van 'n dinamiese groep om die reserves, die bomsquad te noem, om daai siege te skep waar dis 'n 23 man span, nie 'n 15 man span met tweede bestes wat langs die veld sit nie. En Rassie het dit actually nou verder gevat om die hele
sê maar 50 plus spelers in die groep in te bring. En ek dink dit skep 'n kultuur waar die jonger spelers floreer. Hulle kry 'n kans om hulle self te gaan wees. Dis nie net meer gedomineer deur ons 8 en dan het ons 'n goeie loskakel wat skoppale toe vir die strafskop. En ons wedstryd, ons spel het baie meer gegroei, sal ek sê. En ek dink dit skep 'n situasie vir Sasha om net te floreer. En jy kan dieselfde sien ook vir Manie Libbok toe hy opgekom het. Jy weet, die 3 wat hy gedruk het, enige ander dag sal ons net oor dit gepraat het. Fantastiese stappie, groei, jy weet, gaps, koppie oor, uitstekende 3. Maar Sasha het soveel meer gedoen, ons praat nie eers oor Manie nie. So, nou, wat dink jy spesifiek net van sy vertoning? Dit was absoluut wêreldklas, was dit nie? Ja, verseker. En ek het gesprek geluister wat Rassie met iemand gehad het. En toe sê hy, hoe het hy hom stelselmatig ingebring? En hoe het hy gegroei in die posisie, wat ons duidelik gesien het. Dit wat Saterdag gebeur, sulke dae kry jy nie baie in jou loopbaan nie. Jy kry sulke dae sekere tye en dan moet jy floreer. En dit is absoluut wat hy doen. Maar op hierdie stadium sit ons met, ek wil sê, 3 wêreldklas loskakels. Dit is ons voordeel. As ek nou vir jou sê, en dit is net my opinie, ek dink nie Nieu-Seeland sit met 'n wêreldklas loskakel op hierdie stadium nie, en dis hoekom hulle sukkel. En so kan 'n ou elke internasionale span kan jy maar gaan analiseer en dan gaan jy agterkom ons sit in 'n baie goeie situasie. Die ding is, dit wat Sasha reg gedoen het, reg gekry het die naweek was ongelooflik. As 'n speler, om daai hoeveelheid punte aan te teken, weet baie keer sê mense, skopper is maar net daar om die balle deur die pale te skop, maar jy moet hom nog deur die pale skop. Maak nie saak hoe goed jy is nie. Jy moet hom nog steeds deur die pale skop. En die 3 wat hy gedruk het, dit was alles net klas, as ek dit so kan stel. Okay, jy het self van Manie se 3 gepraat, wat ook klas is. Nou, die ding is, Walter, Steven, wat ons nie hier moet begin doen nie, is om begin spelers met ander spelers te vergelyk nie. Want geen wedstryd is dieselfde as die volgende wedstryd nie. Presies. Dis hoekom ek sê, geniet daai 40 minute wat ons teen Nieu-Seeland gehad het. Geniet die 80 minute wat ons teen Argentinië gehad het, maar Saterdag begin ons weer by 0-0. En dit kan wees dat ons Saterdag wen 15-12. En dan gaan almal kom en sê, maar hoe is dit nou moontlik? Wat het nou weer gebeur? En dan soek hulle fout. Nee, weer kan 'n rol speel. 'n Kaart kan 'n rol speel. 'n Skeieregter kan 'n rol speel. Jy speel net so goed soos wat jou opponent jou toelaat. Dis hoekom Argentinië sleg gelyk het die naweek, want ons het hulle nie toegelaat om goed te lyk nie. Klaar, uit en gedaan. 2 weke terug, ons het nie toegelaat vir Nieu-Seeland om goed te lyk nie. Klaar, dis die einde van die storie. En so moet jy elke wedstryd op sy eie meriete hanteer. Die ding is, hoe ek na Sasha se vertoning kyk, is die volgende. Dit was 'n ongelooflike vertoning. Om 37 punte in enige wedstryd aan te teken, is 'n prestasie en 'n half. Dit wil sê, daar is absolute klas. Maar, in alle eerlikheid, hy het net sy werk gedoen, soos wat Eben Etzebeth sy werk gedoen het, soos Pieter Steff sy werk gedoen het, so elke ander speler, Siya Kolisi sy werk gedoen het, Damian op Helag, hy het sy werk gedoen. Die verskil is, hy het dit net beter gedoen as enige iemand anderste. En dit is hoe ons die goed moet sien. Die ding is, ons is te geneig om sekere goeders te wil uitruk en dis ongelooflik en dit is die beste nog ooit. Ek het al 'n wedstryd gesien waar jy 3-0 wen, waar daai een strafskop wat oorgeskop is, die beste ooit was. Dis hoekom jy 3-0 gewen het. Dis hoekom ek sê, weet, ons moet net besef, dit wat hy gedoen het was ongelooflik. Van die beste wat ek in my lewe gesien het. Dis van speel en selfs 30 jaar op analysering op SuperSport, né?
Dis van die beste loskakelspel wat ek in my lewe gesien het. Maar net so het ek ook iemand gesien 6 strafskoppe oorskop in 'n wêreldbeker finaal. Ja. Wat is die verskil? Manie Libbok Gaan het ook sy ja, baie verstaan jy? games gehad. En dan Ja, skielik. dis presies dieselfde. Maar is ander omstandighede, Steven. Dit is hoekom ek sê dit wat ons sien op hierdie stadium moet ons absoluut waardeer. Want Rassie het iets reg gekry en Walter het dit absoluut reg opgesom. Okay? Ons is nie meer 15 plus. Ons is nie 23 nie. Hy's omtrent hier by ten minste 35, 40 spelers wat absoluut die room van ons rugby is. Maar Walter, ek moet ook vir jou sê, elke speler speel om die beste te wees in sy posisie. En hier sit ons met 3 loskakels wat elke een wil Saterdag begin. Ons weet Sasha begin Saterdag, maar net so wou Andre Pollard begin het. Want ek dink op hierdie stadium is dit net 'n plesier om in hierdie Springbokspan te speel. Nie omdat ons wen nie. Onthou ons het nou die dag nog verloor ook. Toe was almal so half bietjie, ek wil amper sê confused. Jy weet, hoe kan hierdie span verloor? Sulke goed gebeur. Jy gaan nie altyd wen nie, maar ek dink net dit is 'n plesier op hierdie stadium om deel te wees van hierdie hele groep. En dit is wat Rassie reg gekry het, is om almal deel te maak. Maar moenie 'n fout maak nie, almal wil begin. Ja, kyk, ons het 'n vreeslike op en af seisoen gehad in my opinie. Dit met die eerste wedstryd begin teen Australië, daai eerste 20-30 minute het ek teruggesit en gedink, hierdie spel is onstuitbaar. Ons het eenvoudig net oor die voordeellyn gekom. Manie was fantasties om die bal vinnig uit te kry. Ons was 22-0 voor na iets soos 20 minute. En toe val die hele wedstryd uit mekaar uit. Australië het gelees wat ons doen. Ons het te wyd gespeel sonder ondersteuning op die punte. Ons het soveel bal oorgegee aan hulle met 'n vreeslike goeie lostrio van Australië. En ons het 38 punte in 'n ry net een kant toe geskuif vir Australië. So ek dink wat gebeur het na dit is ons het hierdie Tony Ball ding, ek weet nie of ek heeltemal inkoop in dit asof hy iets niets ontdek het nie. Vir my lyk dit asof ons beste rugby speel as jy net sag voormaak en dan het jy die reg om wyd te gaan. En dis nie 'n nuwe ding wat Tony Brown uitgedink het nie. Dit is maar net rugby se oudste filosofie. En ons het in Australië vir my veelste wyd gegaan, te vinnig, en daar op die punte het ons seer gekry. Ons het soveel bal oorgegee aan hulle. En dit was vir my amper dieselfde teen Nieu-Seeland die eerste game waar ons het te veel probeer, te veel foute gemaak en ons het net verloor teen Nieu-Seeland. Dit was 'n guldige geleentheid om op Eden Park te wen. Iets wat in 30 wat plus jaar nie gebeur het nie. Dis ongelooflik die rekord daar. Maar as ons beste rugby speel, die tweede helfte teen Nieu-Seeland in Wellington en tweede helfte teen Argentinië nou in Durban, is wanneer ons eers sag voorgemaak het die eerste helfte. Gaan kyk die werk wat ons ingesit het in die vaste spel, in die scrums, en ons lyn staan uit gefunksioneer. En dit is maar tog die tradisioneelste Springbok rugby wat daar is. Vaste fasette is sterk, en dan het ons nog al die jare goeie agterspelers gehad, gaan terug in tyd na Karel du Plessis en Ray Moore en Jaco Reinach. Ons het nog altyd goeie spelers gehad. Dit is nie asof ons 'n Nieu-Zeelander en Tony Brown gehad het wat hier aangekom het en gesê, hey, julle kan paas dit op die vleuel nie. Jy weet, dit was nog altyd in ons tradisie. Ek dink ons speel ons beste rugby nou hierdie laaste 2 wedstryde, want dit gaan oor die voorspelers het weer dominasie gekry. Want gaan kyk Eden Park en gaan kyk teen Australië, daai tweede helfte toe ons aan mekaar val. Ons het lynstaande verloor, Marks het gesukkel, en daai goed is in 'n mate vasgemaak vir die laaste 2 wedstryde. So ons hoop net dat ons daai dominasie kan wys hierdie naweek weer in die vaste fasette, want dan kan Springbok rugby floreer. Ja, Walter, ek wil aansluit by jou. Jy is heeltemal reg. Dit is nie iets niets nie. Ons druk al van die
Wat van 1906 af druk ons 3, so dis nie 'n nuwe ding dat ons 3 druk nie. En dan, ek moet vir jou net byvoeg. Ek dink op 'n stadium het almal gevoel ons skop te veel. Okay? En ek wil daar sê, daar moet ek in die bresse tree vir afrigter en speler. Want ek moet daar iemand blameer. Maar hier gaan ek iets blameer. Die reëls was van so aard dat jy nie die bal wou gehad het nie. Want daar was meer voordeel in die reëls vir die span wat verdedig as vir die span wat aanval. So dit was baie makliker vir ons om die bal te skop na die opponent onder druk te sit en dan van sy foute af te speel. Strafskoppe te kry van sy foute af. As jy vat op hierdie stadium, die bal op die grond is absolute chaos. As jy kyk Saterdag Nieu-Seeland, Australië, daai laaste 15 minute, het ek regtig Australië jammer gekry. Want ek dink hy skeieregter het absoluut later nie 'n idee gehad wat kan hy nog kry om Australië te straf nie. Maar dit het hy ook gedoen met Nieu-Seeland weer net voor halftyd. En daar is nie 'n skeieregter. En ek sê dit nou vir jou. Daar is nie 'n skeieregter wat op die veld draf voor die wedstryd besluit vandag blaas ek die nonsens uit Walter uit en Steven gaan al die voordele kry nie. Daar is nie so iets nie. Okay, dis nogal hy probeer die reëls toepas na die beste van sy vermoë. Maar die reëls is so wyd. Hoe kan ons in vandag se tyd praat van noordelike halfrond skeieregters en suidelike halfrond skeieregters? Dis dieselfde reëlboek. Interpretasies verskil dag en nag. Die een ou, as Steven geduik word, dan laat hy die bal, laat hy Steven 2 of 3 sekondes toe, om te kyk of hy die bal kan plaas, en dan as hy nie kan nie, dan straf hy hom. Die ander ou, gaan hom 'n sekonde gee, 'n sekonde, dan straf hy hom. Nou, dis inkonsekwentheid van die skeieregter, maar dit gaan oor die interpretasie van die reëls. En op 'n stadium was dit regtig van so 'n aard, jy wou nie die bal gehad het nie, want al wat jy teen jou kry as jy die bal dra, is 'n strafskop. En 'n strafskop is een van daai twee goeters waar jy, of die enigste ding eintlik, waar jy 2 keer gestraf word. Want jy kan hom 70 meter ver skop en dan weet jy nog steeds die lyn staan wat jy weer kan wen. So die ou wat die strafskop afgestaan het, word 2 keer gestraf. Dis hoekom ek nie kan verstaan, hoe kan die wêreld nie besef dat 'n skram is een van jou sterkste punte waar die opponent ook 2 keer gestraf kan word nie, want 80% en julle weet dit van skrams eindig in wat? In strafskoppe. Ja. So verbeter jou skramwerk. Maar nou sien ek almal begin bietjie geraas maak dat hulle wil half skram so, ek wil amper sê minimum deel maak van rugby. En dit is die enigste faset in rugby waar ek, as ek sterker is as jy Steven of Walter, jou fisies kan domineer. Almal dink die bal op die grond wat 'n ruk is, dan kan ek jou domineer. Dis wanneer die ou met sy skouer inkom, slaan jou teen die nek, hy kry 'n kaart, jy gaan af, jy het konkussie. Dit is speel buite die reëls. Die enigste plek wat Walter jy naas kan seermaak fisies volgens die reëls is in 'n skram. Ja. En dis hoekom hulle moenie krap waar dit nie juk nie, maar omdat dit nou met ons goed gaan met ons skrams, nou wil hulle weer begin krap waar dit nie juk nie. En dit is wat ek haat van wêreld rugby. Elke keer as dit lyk of een span 'n voordeel kry omdat hy iets absoluut beter doen as al die ander, dan moet hy gepenaliseer word. Nou mense, ek verstaan hierdie nie. Dis hoekom ek sê, uit alles uit, Scott Robinson is nie 'n slegte afrigter nie. Hoor nou wat ek vir jou sê. Nieu-Seeland se probleem op hierdie stadium is, hulle het nie 'n Sasha, 'n Mani of 'n Handrey op losskakel nie. Sit Sasha in die All Blacks. Wat dink jy wat gaan dan gebeur?
want hulle het 'n goeie pak voorspelers, verskriklike vaardige agterlynspelers. Hoe dink jy hoe goed gaan hulle dan wees? Selfs in die jong Australiaanse span, selfs in die Argentynse span. Dis hoekom ek sê, ons het 'n fantastiese voordeel. Maar ek vertrou nie wêreldrugby nie. En ek praat nie van persone nie. Almal vat alles mos persoonlik. Praat nie van persone nie. Ek vertrou nie die reëls nie. As ek nou wêreldrugby is, gaan sit ek en kyk. Wat se reëls? Ek wil jou 'n voorbeeld gee, Walter, Steven. Okay. Moet jy reguit ingooi in 'n scrum? Wel, volgens die reëls ja, maar ons het dit dekade laas gesien. Ja, hou dit dan. Volgens die reëls. Jy weet en ek weet, niemand doen dit nie. Ons weet dit. Nou, hoekom is daai reël in die reëlboek? 'n Reël in die reëlboek wat nie toegepas word nie, haal hom uit. Yes. Dan gaan ons minder reëls hê. Dan gaan ons 'n meer aantreklike spel hê. Die bal op die grond. Nou jy weet jy moet van agteraf deur die hekkie kom en jy kan nie van die kant af kom en dan mag jy nie oorval nie en dan val almal oor en lê op die bal, dan straf een skeieregter nie. Die volgende keer dan sê hy nee, maar jy het jou hande op die grond gesit, dan straf hy jou weer. Verstaan jy? Nou al wat ek sê is, haal al die reëls uit met die bal op die grond. Maak die bal die omkantlyn. Dit wil sê, Walter, as ek geduik word en die bal lê langs my en jy kan van die kant af inkom en duik, fisies duik op die grond en die bal terugklap dat Steven hom kan optel, dat ons kan aanhou speel. Hoekom mag jy dit nie doen nie? Verstaan jy? Hulle dink, hoe meer complicated hulle die spel maak, hoe mooier maak hulle die spel, in plaas van, jy het elke Saterdag nou gesien vir die laaste wat, ons het nou al 5 weke gehad van rugby kampioenskap. Die bal op die grond is absolute chaos. Nou sort die goed uit. Tot wat? Tot voordeel van die ondersteuner, en tot voordeel van die skeieregter, en tot voordeel van die speler. Ja, maar daar is te veel wette nou wat die verdedigers bevoordeel. As jy dink net die ophou, as jy opgehou word oor die lyn, dan is dit 'n goal aan drop out. Dan moet jy weer al die pad vir begin van jou halflyn afhangend van hoe ver die ou skop. So jy as aanvallende span, as jy die bal nou oor die lyn kry en hy word opgehou daar, dan sê jy weer al die pad terug halflyn toe. Jy weet, so dit gee te veel mag aan die verdedigende speler en gee te veel verskoning vir mense om in te duik, leid na allerhande beserings van mense duik nou hier onder hierdie gewig in. So ek dink wêreldrugby moet regtig gaan kyk na hierdie reëls en hom dit toe te pas, want die naweek is Eben se 3 afgeskryf, want Reinach het die bal aangeslaan. Maar toe jy op TV kyk, toe die bal uit sy hand uitgeskop, 'n strafskop word gegee, maar daar was geen kaart toegegee nie. So hy het 'n 3 gestop, want daar was 'n 3 gedruk uit daai fase uit. Daai skop die bal uit die hand uit, sê baie duidelik in die reëls, dis nie 'n aanslaan as die bal uit sy hand uit geskop word nie, en as dit so in die losgemaal gebeur het, dan gee jy voordeel aan die span. So daai reël is eenvoudig net 'n strafskop vir ons, maar die 3 word nie toegeken nie. En dit is frustrerend as mens kyk na die game en jy wil heeltyd sê, yes, maar die Springbokke is ingedoen. Dis nie hoe ek na die ref kyk nie, en toe ek begin het om te leer as 'n ref, was dit onder Andre Watson, toe hy nog by die Valke is. Hy was my eerste, kom ons sê, referee afrigter. Ek het by hom geleer blaas. Nog in my 20s, en hy het dieselfde opinie altyd gehad, jy gaan nooit op 'n veld en jy het gekies wie gaan wen voor die tyd nie. Maar maak nie saak wie jy mee praat na die tyd nie, almal gaan 'n opinie hê oor jou keuses op die veld. En jy het milliseconds om daai keuses te maak. En dis hoekom hierdie reëls wat so gecompliseerd raak, jy kan nie met 30 ouens rondom jou op 'n veld elke keer die regte besluit maak nie. So ek stem saam met jou, as ons van hierdie gecompliseerde reëls net kan
makliker maak en die goed wat ons nie toepas nie, los dit net uit. Ek bedoel, vir jare het ouens skelm mekaar in die lyn staan opgetel, hier en daar gestoot en gestamp om 'n bietjie hoogte te kry. Toe sê hulle, weet jy wat, nou kan jy maar optel. Tel die ou so hoog as wat jy kan. Dit los toe 'n helse probleem op in terme van hoe ouens mekaar uit die pad het gestamp het en getrap het op kuite om hoogte te kry. Doen nie dieselfde met die skram, doen nie dieselfde met die losgemaal. Ek stem saam met jou, daar moet 'n beter manier wees. En gee dan die ref ook 'n bietjie meer ammunisie om mee te werk. Like 10 reëls is beter as 50 reëls. Jy weet, dan kan jy dit makliker toepas. So, in elk geval, ek wil gou iets gesels het net oor die wedstryd wat kom. Rassie het 'n vinnige update. Ons gaan dalk 'n surprise visitor kry. Ek weet nie wie van julle ken die Braai Army nie, rysvleis. Majoor rysvleis, dit is die naam wat hy dra. Hy was laasnaweek by die wedstryd in Durban en hy is tans in Engeland. Hy toer so saam met die bokke. Hy is huidiglik in 'n taxi op pad aan die ander kant van Londen, so hy gaan dalk inskakel by die oproep. Maar asseblief, moenie ophou nie. Ek weet niks van skeieregter af wees nie. Al wat ek weet is die wêreld het gegons en ek voel baie keer dit is 'n baie Suid-Afrikaanse ding om die ref te blameer. As dit sleg gaan, nie as dit goed gaan nie. So, dit is elke land, Steven. Kyk, ek het in Nieu-Seeland gebly, in Engeland gebly. Nou bly ek in Amerika, die refs hier word geskree of dit ijshokkie is of basketbal. Die ref is maar nie die maklike teiken daarvoor, jy weet. Ja. Dus kom ek nooit nie vir ref nie, ek is klaar met dit. Okay, maar kan ons gou gesels oor hierdie naweekse wedstryd? Wat ek wil vra, Rassie het so baie veranderinge aangebring deur hierdie jaar, dat dit amper 'n snaaksigheid geword het. Dis asof die wêreldmedia en al die ouens sit en kyk en niemand weet wat Rassie gaan doen hierdie naweek nie. En tog hier kom hy nou en hy gaan terug na 'n meer tradisionele, hou dieselfde span, hou dieselfde wenspan. Al wie terugkom, ek is Ox wat in elk geval in die span was laasweek as dit nie vir 'n Eagle was nie. En ook nie net hou hy dieselfde span nie, hy maak dit bekend nog steeds op sy vroeër tyd. En as ons kyk na hierdie span, baie naby aan die sterkste wat ons daar kan uitsit, in terme van 'n Springbok span, en wat sal jy sê van daai span wat ons op papier het? Ja, kom ons kom net by die eerste opmerking wat jy gemaak het van die span het redelik verander. Ons het ook nou nie die beste oppositie gehad as voorbereiding nie. Die Barbarians wedstryd was nou nie regtig die mees opwindendste wedstryd wat ek al in my lewe gesien het nie. Ek dink Italië het hier aangekom met 'n B-span wat redelik goed gevaar het volgens hulle standaarde. Alhoewel ek dink hoekom hy eintlik maar by die span gebly het, is omdat ons vinnig moes Twickenham toe gaan na Saterdag en jy het nie regtig soveel tyd om voor te berei. En die maklikste is bly maar omtrent by dieselfde span, want hoe nader ons aan dit bly, hoe minder is daar voorbereiding of tyd wat gemors moet word aan nuwe goeders wat moet aangepas word vir voorbereiding vir die naweek. So ek dink hy het net gevoel, luister, die tyd is bietjie beperk. Die span het baie goed gedoen. En ek wil amper sê, dis amper of hy 'n bietjie erkenning gee. Hy het vir ouens 'n werk gegee om te gaan doen. Hulle het dit baie goed gedoen en hy gee hulle erkenning vir dit wat hulle gedoen het. So dit was vir my glad nie snaaks toe ek sien is omtrent dieselfde span nie. Yes. Rys, how's your signal going? Let's hope it's a bit better. Right. Oh, there we go. Well, mate, how about you share a bit on how was it to be in the crowd in the stadium on Saturday? Okay, first half, very weird. But second half, I think we all came together when we just saw that it was like a floodgates opening. And then, I don't like this about South African supporters, but only when we're very far ahead are we doing Guijo and dancing. We should be shouting when we're losing. Shout more when we lose than when we're winning, but we do it the other way around. What do you guys think? No, I totally agree. It's 50 years of trauma of being a Springbok supporter. That is why we never celebrate till afterwards. The final whistle is gone. I think
It's just that we've lost so many times in the dying minutes. We're not used to pulling an All Black, because that's what the best teams Yes. of the All Blacks eras did, was the last 20 minutes they dominated. You know, 2011, 2015, these All Blacks, they dominated last 20 minutes, and in South Africa, we used to lose in those last few minutes. And I think we're not used to it now that we end strong. So I think that's why maybe there's a bit of reservation. But we heard enough of you cheer, watching here from the US. You guys were loud enough watching it on the telly. Yeah, you're pretty much the official Springbok supporter group in a sense. Now, you are sort of traveling where the books are. Do you want to tell us a bit? One moment you're in Durban and now you're in the UK. What's happening? Yes, so we've got something really awesome planned for Saturday. We're going to be at the London Welsh Rugby Club, and there will be about 1,200 Springbok fans joining us on Saturday at London Welsh. And then, so we always do a pre-game gees build-up, and then there'll be 600 of us sitting in the Bra Army Springbok supporters block. So will be a block of 600 sitting together, having a jaw. So, and everyone afterwards, we go and celebrate a win or a loss after the match. So after the match, we go back to London Welsh. So it's the biggest Springbok jaw, put it that way. It's just a big jaw. Well, mate, it is nice speaking to you. You are still struggling with a little bit of signal, but if you can send us through where the other Springbok supporters in London can meet up with you guys, then just let me know and we'll put that in the description of the video. Yeah, we have to remember... Oh. We lost him again. We have to remember what happened to us last time we played at Twickenham. Can you guys remember that game? Just before the World Cup, we played New Zealand, and was the first dominant performance over New Zealand that I've seen since maybe the Cavaliers tour. Yes, so I think we had 1,200 Bra Army members sitting together in the stadium for that match. It was berserk. It was incredible. It was like being back in South Africa, but it was like a dream, like you don't expect us to blitz them that hard, but it was a home game. It was definitely a home game. Like Saturday's going to be a home game for us. Yeah. Well, that's wonderful. And Nas, if you think about how we beat New Zealand at Twickenham 35-7 back then, that was a different way we played than we did in Wellington, because that game was almost exclusively forwards dominated. If you think most of our tries in that demolition of New Zealand came from very good line out, very good scrum, kick to the corners, and then we scored most of our points through variations from the line out pushing over, where none of that happened in Wellington. And it shows maybe the evolution that's happened in the last 2 years since that match. Now most of our points in Wellington were scored from the back line and forward interchange, and we didn't have one, if I remember correctly. I don't think we had one pushover try in that victory in Wellington. I mean, it was all just passing and interchange between the back line and forwards. Yeah, but the big issue is, take every game on its merit. Okay, the one game you're going to use the kicking game. The one game you're going to have a little bit more of an open game. The other game that you spoke about is absolutely dominated by the forwards. The other one is going to where, and you've mentioned it, where you soften the opposition up front and you score with the back line. Some games you win with drop kicks. Some games you win with penalties. That's the way rugby is, and that's why it's so fascinating. And the thing is, if you can, and I think I did mention it a little bit earlier, if we can use
past results to our advantage. At one stage, it wouldn't have worked. Now it can work. But unfortunately, the game is 0-0 when it starts on Saturday. And that's the thing we need to understand. And the most important thing is, sometimes it takes 60 minutes for the game to break open. Sometimes it takes 70 minutes. Sometimes it takes 40 minutes. I've seen games where it was lost in the first minute. In the first minute, I said, okay, that's it. Because a team scored a great try, and suddenly you can see tails are up, and there's no comeback. Now you'll say to me, oh, but it's impossible. You've got 79 minutes. I've seen enough in 1 or 2 minutes to know today is not your day. That's how rugby works. That's how sport works. And that's how, as Fly said, that's how spectators work. When it's going well, we all love to be Springbok supporters. I've been on both sides of the fence. I've been on the field when it's going extremely well. I was on the fence when it was my fault. South Africans got a couple of things in common. If we lose, it's a bad ref, bad coach, bad captain. That's it. There is nothing else. If we win, it's a great team. That's how it works. Not a great coach, not a great captain, not a great crowd. That's the way it works. So we've been through it all. And I know how it operates. But the most important thing for me is, while we are a little bit dominating at the moment, let's just keep dominating. Let's just destroy whatever is on the other side of the halfway line. That's the way I look at it. Because I love it when I think back at the last 40 minutes against New Zealand. That was unbelievable rugby. The weekend. Fleiss mentioned it. The first half was a little bit, I want to say, difficult to watch. And the second half was absolutely fantastic. But it took us 40 minutes to put, and the Argentine side is not a bad side, to put them on their back foot, put them actually in their half and say, okay, you stay there. Okay, and for the day, you are actually going to play out of your own 22. And that's where they struggled. Because they're not a bad side. Not at all. But we destroyed them. Why? Because we dominated, as you all mentioned during this whole discussion. The thing is, while it's going the way it's going at the moment, let's take the advantages and let's stuff up the opposition and let's get over them and let the whole world understand at the moment we are actually the #1 team in world rugby. You see, now we've never had that title for a long time. We've always been, we love being the underdogs because it suits us. It suits our personality, like it's us against them. We've never had a sustained period where we have dominated world rugby like New Zealand did. And it's bloody well time we did. 2 World Cups in a row, and we still accept that in between those World Cups, we have a bad win record. We shouldn't accept that anymore. We should look to dominate always. Like, that's the attitude of New Zealand. We're the best always. Race, before I kick you off, is there anything you want to ask Naas? You've got the mic's yours. Ask him anything except money. You're not allowed to ask any money. Naas, have you got your Bra Army cap from Chris yet? Yeah, I did. Yeah. Now that you mention it, you did. I saw a cap the other day, Bra, and I thought, where the hell did I get that? Now I know. Okay, now I know. Okay. There he is. Okay, then another question. Like us running the largest Springbok supporters group, does it help when the supporters are shouting, singing, piercing? Does it help the team? To be honest, it always helps. The thing is, I played in an era when social media wasn't that important. At the moment, you can see, we just watched the Ryder Cup on the weekend, how the social media side actually played a major role with the Ryder Cup. And with rugby, with the NFL, you name it, and it is part of today. Okay? So, yes, the question is, does it help to have a crowd there? Absolutely. Ask any player, they love that.
The thing is, if you get a feel that, I'm not too far away from home, even if it's by 600 supporters, race, or is by 1,200, it doesn't matter. It's just nice to know there are support somewhere along the line for yourself and for the team. It will always help. So don't underestimate. I know sometimes it can be hard work. Okay, depends on how you behave. Sometimes it can be an easy road. It depends on how you behave. But the most important thing is the guys know you guys are there, and they do appreciate every single one of you that actually support them, because it makes life a little bit easier. Yeah. There you have it. Thank you, Race. I'm going to kick you off the call because you're struggling with reception. But we love you. Don't take it personal. Bye. Cheers, just on that point, Nas, it helps if that support is positive, right? Imagine all of us on social media had now gone and sent Cheslin Colby all these insulting messages because he had one stupid moment on a rugby field, right? Now, Cheslin has built up so many brownie points, he could probably do that every week and we'll still forgive him, right? But people on social media can be so harsh. And if he was a younger player or didn't have that kind of positive credit in the bank, people would have attacked him a lot more, or if it cost us the game. And that's really the moment when a player is down that he needs support from us as Springbok fans. And Race, he's right. If we as South Africans maybe don't support enough when the chips are down, we can be too fair weather supporters, I guess. So to tie in with Vleis, great that you guys are going to be at the stadium supporting the Boks, but shout as loudly when we're behind as when we are ahead. But Walter, you mentioned something very important now. I'm more than 30 years out of the game, and I still get abuse from some sections of our, let's say, rugby fraternity. And it's sad. It's sad to say it, but, I think, if you want to say something and it's not nice, then keep it to yourself. Especially now with the players, because they a lot more involved with social media. It's not an easy place to be. My advice to players is actually, but it's not going to help because it is part of the marketing of the game, marketing of the player himself, and. So it plays a big part. But we still see that, if you didn't like me because you were, let's say, a Lions Transvaal supporter or Natal Shark supporter or a Western Province Stormers supporter in those days, and you still don't like me today, it doesn't bother me, okay? Because I've got my wall around me and I don't let you in, okay? That's as simple as that. So you can actually say whatever you want. But the thing is, Cheslin made a mistake. So what? So what? Yeah. If one mistake by any player, okay, might cost us the game, so what? It's a game, people. It's a game. It's a game we all love. Okay, that's why we're talking about it. Okay, yeah. It doesn't need you don't need to take him to the cleaners, and actually, attack the personality because of a mistake on a rugby field. Because, but that's, we all know, and people will sit and listen to this and say, yeah, but, you play for the Boks, you're supposed to take it, and you're supposed to take the abuse as the Ryder Cup Europeans did on the weekend. Then my point is, okay, normally I've got a nice way of
responding to that I won't do on air. Okay? But the thing is, nobody goes out to make mistakes. Nobody. Not one Springbok player runs out onto the field to make mistakes. Mistakes happen. It happens. It's cost us games in the past. It's going to cost us games in the future. And you guys are, actually doing such a great job by actually speak to the people and say, hey, it doesn't matter. If it's going well, great, enjoy it. That's why I said to you guys, let's enjoy while it lasts, because we know nothing lasts forever. But the hard times will come again, and then we need to stick with the team. But just keep it in mind, the guy that's making the worst comments is the guy that never achieved anything himself. That's why he makes the comments. It's like, I'm not the most favorable guy in the media. Okay, why? Because one day at the press conference, I don't think we even lost. I think we just played badly, but we did win at the end. But the guy was going on, and he was trying to get something out that wasn't there, put it that way, okay? And I made this a simple remark, okay? It is a little bit simple. Sometimes it's better just to keep quiet, but, it's like Rory on the weekend. You get uptight, and then you get frustrated, and then you let it out, and then 5 minutes later you realized, okay, big mistake, but it's done. You can't retract it, okay? And I said to the guy, I said, media guys, and I don't mean it personally, think about it. You're writing about somebody else's achievements because you never achieved anything yourself. They took me to the cleaners. Yeah. Absolutely to the cleaners. And that's what I'm trying to say to people. If you want to support, it's like people watching the three of us, and they don't like what we say, then just scroll past. Go and watch somebody else. Go and watch another podcast. Don't get on Walter's back or Steven's back or Nas's back. Just go. Bye-bye. Get over yourself and move on with your life. And that's the way I feel about it. Blame Walter, please. I just realized after Race left, we kept on talking English. Dit was so snaaks. Ons het Afrikaans baie geniet. Ek wil sê dat ek voel daar is 'n verskil in die support wat Suid-Afrikaners gee wat in die buiteland woon. Ons almal raak kwaad vir die ref, maar ek voel baie keer Suid-Afrikaners in Suid-Afrika, as ek so met my pelle gesels op WhatsApp en so, hulle vat dit dan ernstig op. Dis hulle hele wêreld van uitmekaar. Ja, relax. Dit is so deel van ons kultuur. Ek kan dit verstaan. Veral omdat dinge in Suid-Afrika maar swaar is. Ja. Diep asem, die Bokke sal weer wen. Dalk nie die volgende game nie, dalk nie die game nie, maar hulle sal weer wen. Solank hulle maar kyk vir ons in die buiteland, jare in Engeland gebly, nou al jare in Amerika. Dit is meer 'n sosiale ding en dis iets om vas te hou in jou erfenis. Dis iets wat ek saam met my seuns doen en my vrou kom sit, pappa gaan nou rappie kyk, dis ons kultuur. En daarna dan is die TV af en ons gaan aan met ons lewe. Waar terug in Suid-Afrika was die rugby ons lewe, jy weet, in 'n groot mate. Dit het so 'n invloed op die nasionale siege. As ons verloor is almal dikbek. En as ons wen is almal happy en jy vergeet al die probleme en jy vee dit net onder die mat in, want daarom het die Bokke gewen. So ek voel dit raak bietjie te erg in Suid-Afrika, maar ons weet die liefde vir die spel is iets wat diep gegrond is in ons kultuur, en dis hoekom ons vashou daaraan as buitelanders. So ek wil baie graag vir die oorsee gemeenskap sê, gaan asseblief, as julle nog nie kaartjies het vir 'n Viva nie vir Twickenham, gaan ondersteun die Bokke. Gaan skreeu so hard as wat julle kan, wen of verloor, en as iemand 'n fout maak, moet nou nie die mense boe nie. Gaan en ondersteun die Bokke hierdie naweek. En dan Steven, jy het nog 'n geskenkie, 'n prys wat jy wil uitdeel. Yes, ek het. Daar is nog baie om oor te gesels, maar ons is al klaar al 'n uur besig. Soos ek voorheen verduidelik het, elke 3 maande gee Kalahari Kabe vir ons 'n biltongmasjien, maar hierdie keer is dit bietjie anders. Hulle gee vir my 'n biltongmasjien
met 'n biltong cutter. Nou vir enige Suid-Afrikaner wat op see woon, is dit fantasties as hy die prys wen. Want die masjiene wat hulle maak, jy kan letterlik die klimaat in jou van 'n gebied in sê maar in Suid-Afrika kan jy copy en dan sal die masjien biltong maak. Sê maar byvoorbeeld jy het in 'n Makwaland groot word, dan jy kan daai klimaat copy in hierdie masjien. Moenie my vra hoe dit werk nie. Ek weet nie, maar die ou is baie slim. Laas keer het Steven Kitsoff die masjien weggegee en vandag is dit jou eer. So, without further ado, ek gaan gou my skerm share. Right. Steven het so 'n vreeslike oulike algoritme geskryf wat die goed randomize om vir een van ons ondersteuners te kies. So hierdie is die oorsee members page. Tans is daar 6700 mense op die app. Ons het natuurlik baie meer members as dit op ons Facebookgroep wat omtrent by 80,000 draai en dan het ons ook oor die 10,000 subscribers. En elke een van hulle kry die kans om te wen, maar ongelukkig moet jy deel wees van die app. En daar is 'n paar reëls. Jy moet 'n profielfoto hê. Ek hou nie van boring profiles nie. Ek het dit duidelik gestel in die reëls. As jy nie 'n profielfoto gelaai het nie en jou naam word nou getrek, is ek jammer, next time. En dan ook, as jy onlangs 'n prys gewen het, dan en jou naam kom op, wat baie keer gebeur want ons gee baie pryse weg, kan jy nie wen nie. So ek gaan die trekking doen en as ek vir jou sê dis die wenner, dan asseblief voel vry om die announcement te doen. Kan julle my skerm sien? Ja, ons kan ja. So dan moet 'n foto by wees. So as daar nie 'n foto is nie, dan is dit nie 'n wenner nie. Dan is dit nie 'n wenner. Unlucky, ja. Unlucky. Okay. Let's go. Dis great. Ek net vat dit gou oomblik. Hoe great is dit om so iets te bou. Anyway, ek is nou klaar my eie beeld geplaas. Ek gaan ons. Ja. Kom aan. En Wie foto? as hy sommer first time Chanel Pingu. Ja, Chanel Pingu. Chanel Pingu, veel geluk. Jy is tans die wenner van ons Kalahari kabelmasjien. Sy het nie 'n location geset nie, maar dit is fine. Ek sal vir haar 'n boodskap stuur op Oorsee en ek sal vir haar laat weet sy gaan nou biltong kan maak. En dit kan. Okay, Ja. So, sorry, ek het nou oorgeneem. Jy doen nie nou. Nee, ek sien 'n Chanel 29. So sy is buite die 23 vir Saterdag. So sy het absoluut genoeg tyd om biltong te maak. Ja, wel daai masjien, dit hang af hoe dun jy die vleis sny, kan jy biltong in 'n week se tyd maak. So dit is heel moontlik. Dankie Kalahari Cabo vir julle sponsorship. Wel, as daar niks verder is van julle nie, sal ek julle vra nou om julle beste prediction te gee vir die naweek. Wat dink julle? Hoe gaan die score lyk? Ons sal seker nie weet so. Ek is seker Argentinië gaan 'n bietjie meer voorbereid kom na die veld. Nee, wel Argentinië gaan wen hierdie naweek natuurlik. Hulle het teen Nieu-Seeland verloor en toe kom wen hulle die tweede game. Hulle het teen Australië verloor, toe wen hulle die tweede game. So as ons gaan kyk na hierdie geskiedenis, gaan Argentinië natuurlik wen die naweek. Maar ek sien nog steeds Bokke met 12. Ek sal hoop ons skoor so 40-28. Nice. Ja, ek dink Argentinië, dis nie dat hulle nie voorbereid was nie, want onthou hulle het daarom al 4 wedstryde gespeel. Ek dink ons het hulle net nie toegelaat om te speel nie. Maar ek moet eerlik wees, ek sal verskriklik verbaas wees as Argentinië Suid-Afrika klop die naweek. Ek kan dit net nie sien nie. Ek dink ons is op hierdie stadium absoluut ongelooflik. En as elke ou sy werk gaan doen soos wat verlede Saterdag en die 2 weke terug voor dit en dan behoort ons hulle 'n ordentlike bakslaag te gee. Ek dink nie dit gaan maklik wees nie, maar soos wat ons gesien het die naweek, Vleis het dit ook genoem. Dit het die eerste 40 minute de mekaar gelyk, maar dit was nooit nie, want dit vat maar 'n tydjie om 'n span te klop en ek dink dit gaan maar dieselfde wees. Maar ek dink nie Argentinië op hierdie stadium het die dissipline en die struktuur om ons te klop nie. Ons het fantastiese vertonings van Argentinië gesien hierdie jaar al, maar ek kan net nie dink hulle is goed genoeg om die Springbokke te klop nie. Uit die perd se bek het.
Ekskuus, ek kom myself weer op. Julle het 'n lekker week hier dan. Ons sal sien die naweek, geniet die game. Yes, net so voor ons gaan, Naas, jy het ook jou eie YouTube channel waarop jy onderhoude doen. Vir hoe lank bestaan jou kanaal nou al en waar kan mense dit kry? Nee, kyk, hy is op YouTube, hy bestaan al baie lank. Ek het net nie regtig eintlik veel gedoen nie. Ons het nou, ek dink ons is nou 4 weke weer bietjie besig. Eintlik al wat dit is ek geniet om rugby te praat. Dis al. En ons bespreek die naweek se wedstryde, die URC, die internasionale wedstryde soos die All Blacks in Australië, Suid-Afrika en Argentinië. So daar's hy, ja. En nou ja, ek en Dion, ons het saam gewerk en ons sit en gesels. Hy was ook 'n loskakel. Hy was in 'n affiespan gewees wat die strafskop oorgeskop het toe hulle Frans Steyn hulle se gryspan van Bloemfontein geklop het. So maar dit is net lekker. Kyk, ons probeer niks snaaks nie. Ons gesels net lekker oor wat ons gesien het. Gee presies wat ons 3 vandag gedoen het. Jy gee net 'n opinie. Dis al wat dit is. Dis eintlik maar net 'n opinie. Dis hoe jy dit sien. 3 ander ouens het dit dalk heeltemal anders te gesien het. Heeltemal anders te hanteer het. En dis wat lekker is. Ek wil net afsluit deur te sê en ek dink dit moet baie ernstiger opgeneem word, is dat ons moet net bietjie versigtig wees. Die manier wat daar baie keer na sekere persone verwys word en die byvoeglike naamwoorde. Ek dink dit is altyd nodig, nie? As jy nou nie van die ou hou nie, hou dit nou maar vir jouself. Jy hoef nou nie regtig vir die wêreld te sê nie, want op die ou ende is jy eintlik maar die een wat eintlik aan die kort end lê. Niemand anders. Baie waar. Ja. Baie waar. Naas, baie dankie vir jou tyd. Walter, dankie vir jou tyd. Wat gaan julle? Dit is 11 uur die nag by my, so ek gaan gou vinnig klaar edit en dan gaan ek die bed. Okay. Nee, Wat gaan maar julle dankie vir tot die sien? tyd. Dit was baie nice. Baie dankie. Laat net weet, daar's gaan nog baie rugby in die toekoms wees. Walter gaan oorkom Australië toe vir die World Cup. Ek is klaar hier. So ons sal definitief weer met jou wil gesels ook nader aan die tyd. En dan ja, ek dink daar gaan nog lekker gesels wees. Ons gaan nog baie gesels. Lekker dag vir julle verder. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye.